welkom by nog 'n Kry vir jou binneblik. En as jy die eerste 5 gekyk het, baie dankie en ook baie jammer. Want die klank was nie great nie. En snaaks genoeg, toe ek besluit het om te begin met hierdie binneblikke van Kry vir jou, het ek baie op YouTube gaan kyk, hoe maak mens YouTube video's, wat is belangrik en waarna moet jy oplet. En daar's baie raad, maar deur die bank het almal gesê, klank is verskriklik belangrik. Die beeld kan maar effens power wees, maar die klank moet goed wees. En in my waansin het ek gedink dat die R500 se vreemde mikrofone wat ek by een of ander obskure verskaffer op Takealot gekoop het, die pyp gaan rook. Ek vermoed, dit was dalk beter as absoluut geen mikrofoon nie, maar ja, dit was nie wonderlik nie. En dit was die les van goedkoop koop is duur koop, wat ek reeds in my lewe 780.000, 4 miljoen en 2 keer geleer het, of moes geleer het, maar lyk my, dit het nog nie heeltemal ingesink nie. So, hopelik gaan dit van nou af beter, want ek het 'n hele tegnologie pakket gekoop, op Takealot, nie Takealot se skuld nie, ook nie die verskaffer se skuld nie, dis ek wat gedink het dat mense baie hoë kwaliteit tripod, lig en mikrofoonstelletjie kan kry vir so R1500 of dalk minder, ek kan nie presies onthou nie. Ek probeer dit eintlik uitblok. Die mikrofone het julle beleef, want ek het dit gebruik. En dit was twee, net soos hierdie, ek sal nou oor hierdie ene praat, 2 lapelmikrofone, wat ek gewoonlik, gelukkig tot op hede net die een gebruik het en nog nooit 'n baie interessante gesprek met iemand anders gehad het nie. En ja, so ek het die mikrofone gekoop, 'n liggie, ek dink dit was so groot, en 'n tripod, wat beloof het om facial tracking te doen, wat beteken dat jy kan rondbeweeg en die lens van jou foon of kamera volg jou. Nommer 1 kon dit nie doen nie, dit kon nie die tracking doen nie, wat my gelukkige verskoning gegee het om die tripod terug te stuur, maar verder was dit so dun soos 'n strooitjie. So, ek was 'n klein bietjie bang om my foon op dit te mount. In elk geval, 'n hele paar duisende rande later het ek 'n baie ordentlike tripod. Ek doen op hierdie stadium nog alles self en ek doen dit met my foon. So ek neem al die produkte self af, ek sit dit op 'n ordentlike tripod met 'n ordentlike mount. En ek het ook 'n DJI gimbal gekoop, wat egte ordentlike facial tracking kan doen, en wat ek op die oomblik gebruik. En toe het ek nou, want ek kon dadelik sien, die tripod gaan nie werk nie, en 'n lig. Ek gebruik nie die lig hier nie, maar wel in my studio, as ek die foto's neem. 'n ordentlike lig gekoop, en want dit was die prioriteit goed. En toe het ek gedink, ek gaan nog 'n bietjie aangaan met die mikrofone. Was goed en wel, maar ek het toe nou 'n ordentlike stelletjie DJI mini mikrofone gekoop, wat in hierdie dierbare sakkie gekom het. As jy my ouderdom is sakkies baie cute. En dan ook, waar is die boksie? So in 'n boksie waar die 2 lapelmikrofone in is en die ontvanger, ook van DJI. So, hopelik is dit beter.
Dit was heel wat meer as R500. Maar dit is min of meer die setup wat ek het om produkfoto's af te neem en hierdie video's te maak en ook die korter video's wat ek op Facebook sit. Ordentlike tripod, die gimbal, ordentlike stel mikrofone en dan nou die lig, wat ek seker meer moet gebruik, maar vir my 'n bietjie van 'n effort om alles die hele tyd heen en weer te karwei. En ons gaan nou vandag word hierdie mikrofoon regtig nogal beproef, want daar's vliegtye wat om my rondvlieg, daar's blaarblasers, so ons gaan sien hoe goed is dit. Dis dalk onregverdig om van die mikrofoon te verwag om al daai tipe van goeders uit te blokkeer en net my stem pragtig en diep en ryk te laat klink, maar kom ons kyk. Maar hierdie hele ervaring het my laat dink aan hoe maklik mens dink jy kan 'n kwaliteit oplossing kry met 'n swak plan, né? Want ek wil nie sê dat alles wat die moeite werd is of wat werk of wat goed is, duur hoef te wees nie. Dis regtig nie so nie. Ek het ook al baie vindingryke dinge in my lewe afgekom en dit is nie so nie. Maar grootendeels as jy kwaliteit uitset wil hê, met die inset ook kwaliteit wees. En baie keer in produkte is die inset dan nou geld. So as jy genoeg geld insit, behoort jy 'n goeie produk uit te kry. Ek ervaar dit ook maar met al die produkte wat ons skep verkry vir jou. Dit is, mens probeer onkoste spaar, jy probeer dinge so bekostigbaar as moontlik doen, maar daar's 'n lyn wat jy moet trek en net sê, well, I'm not gonna go below this. En die beter kwaliteit het nog werk altyd beter. Ek moes dit eintlik regtig maar net met die tegnologie gedoen het ook, maar ek het vermoed ek gaan dalk wegkom met 'n bietjie swakker kwaliteit, wat ek toe nou nie het nie. So, boonbehalwe vir produkte, dink ek dis ook 'n lewensles, né? As mens moeite doen, werk dinge gewoonlik 'n bietjie beter uit. Soos om een keer om die blok te gaan stap, gaan nie jou fiks kry nie, maar as jy elke dag 'n paar kilos gaan draf, dan sal jy fiks word met tyd, ook nie binne 'n week nie. So, partykeer is hierdie vreeslike vinnige, goedkoop oplossings wat vir ons beloof word, nie die moeite werd nie, dit is die moeite werd. Dis 'n baie goeie lewensles. As ek dit net geleer kry. Maar ek het goeie moed hierdie keer. En ook die ander rede hoekom ek nou die beter mikrofoon aangeskaf het, is ek is besig met 'n digitale produkreeks verkry vir jou, waar ek baie opgewonde is, en ek wou dit so goed as moontlik doen. Ek hoop om hierdie naweek relatief klaar te maak daarmee, of dalk vroeg volgende week, sodat ek in volgende week se binneblik die agtergrond kan gee, of die inside view van hoe dit was om die digitale produkte te maak, wat dit is en hoe jy dit kan gebruik. Maar vir die van julle wat die binneblikke getrou volg, waardeer vir jou, en ek hoop dat jy met kwaliteit omring word, en dat jy alreeds hierdie les geleer het. Quality in, quality out. Tot 'n volgende keer.